Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Dis al week 4 en ek kan dit amper nie glo nie. Week 4 was nogal 'n mond vol en 'n ver end wat ons gery het. Na ons laaste lekker koffietjie en pastry en grewe in Chianti, is ons toe natuurlik weer op 'n kronkelpaadjie, heen en weer tot in 'n pragtige dorp, Volterra. Buitekant Volterra het ons op 'n wynplaas geslaap. Die kelder was so in die agtergrond gewees en ons het daar gestaan met seker so 5 ander motorhomes en vans. So laatmiddag, die 6:00 se kant, die wynmaker self ons genooi om in die kelder bo te kom sit en 'n vinnige wynproe te doen. Dit was besonder, want behalwe vir die wyn maak hy ook olyfolie en ons kan daarvan nog geproe. Soos jy kan sien, die uitsig is wonderlik, maar selfs bo van die kelder af kan jy oor die hele plaas gesien het. Ja, ek moet sê, die wynproe wat dit besonder gemaak het, is dat die wynmaker so passievol was oor sy wyne. Hy is ook 'n wynmaker wat 'n bietjie anders wyn maak. Die gewone Chianti wyne wat ons in grewe gedrink het, is 2 cultivars, hy voer gederde by, en dit is 'n wyne vir my baie lekkerder gemaak en ek het regtig baie geniet. Die wyne in Tuscany en hier in Volterra het 'n basis van die Sangiovese wynkultivar, iets wat ons eintlik nie in Suid-Afrika baie goed ken nie. En hierdie laaste manier van wyn maak het nogal vir my en Arno op ons palette bygeval. Ons het die meeste gehou van hierdie Terry de Pepe se wynmaak styl van al die plekke waar ons wyn geproe het. Ja, toevallig sy witwyn noem hy Bianca. Net jou bokant, de Volterra is San Gimignano, 'n baie ou stad. Hulle sê sy stadsmure kom al hier van die 1ste eeu 900 na Christus, 'n paar keer herbou en veral in die 12de en die 13de eeu is die meeste van die stad herbou. Dis my tweede besoek gewees en ek het dit regtig baie geniet. Daar's baie geskiedenis daar, baie dingetjies om te sien. En veral wat besonder is van die stad is al sy torings. Ja, genade, daar is 1 toring op die ander, en toe ons lees daaroor, toe hoor ons of toe vind ons uit dat elke adelike wou 'n toring bou hoër en beter as die vorige ou. So dis hoekom hierdie plek vol van hierdie vierkantige torings is, die een wil net die ander ene overpower of beter laat lyk as die vorige ou. Op die oomblik is daar nog 14 torings, daar was blykbaar op 'n stadium 72 gewees, maar die 14 is regtig indrukwekkend en dit is 'n stad vol geskiedenis, baie marteling wat daar plaasgevind het en klomp goed wat ons kan oplees, maar dit was regtig lekker om daar rond te loop. En dan vergeet Arno nou gerieflikheidsonthaalwe al die lekker goed wat ons geproe daar. Kase, prosciuttos, sjokolades, koekies. Ons was trommeldik toe ons daar uitgeloop het. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Van Volterra is ons Siena toe, waar ons oorgeslaap het, en baie vroeg die volgende oggend het ons daai stad kruis en dwars gaan deurloop. Natuurlik die stad met die beeld met die she-wolf en die 2 kleuters wat aan haar drink. Die storie van Romulus en Remus wat deur die wolf grootgemaak is. Die beeldjies sien jy oralste en dan verder net die groot kathedraal. En ons het seker so vir 'n uur daar rondgeloop voordat ons weer die pad gevat het. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
Van Siena is ons toer deur die Val d'Orcia. Bianca het vir ons die mooiste koördinaatpunte gegee en ons het hulle almal gestop in hierdie pragtige sipresboompies wat deel van die wêrelderfenisgebied daar uitmaak gesien. Ons is toe Montepulciano toe. Ja, daar het Bianca en Reinhard ook vir ons 'n goeie tip gegee van hierdie ondergrondse wynkelder wat ons kon gaan besoek het. Baie lekker geskiedenis. Hulle het ons vertel deur die kelder gevat, vertel hoe hulle wyne gemaak word van die tipe vate wat van Kroatië afkom. En meestal rooiwyne wat hulle hierso maak, maar baie lekker wyn. Ons is toe ook bevoorreg gewees om aan die einde van die toer saam met die wynmaker 'n baie lekker proe te doen en die res van die dag rondgeloop in die dorp. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. Ons is die toer deur die Val d'Orcia verder en het gery tot by Bagni Victoni, ook 'n tip van Reinhard en Bianca. Daar het ons in die warm bronne geswem, was heerlik geweest, nogal 'n belewenis geweest, al daai klei onder jou voete in die swaal water. En van daar, 'n lang storie, maar beland ons toe by 'n plek met die naam Sessa Aurunca. Ja, Sessa Aurunca is 'n klein dorpie met 'n baie mooi ou stad wat ons ontdek het deur die aand daar te gaan rondloop. Volgende oggend fiets gevat en langs die see gaan rondry en daarvan af die blankpad afgelei tot by Pompeii, waar ons die middag ook kans gehad het om in Pompeii te gaan rondloop. Pompeii, ja, 'n eerste plek, die mekaar plek, maar hierdie deel wat nou net op was, is van Adam, Eva wat uit sy sy geneem is, was my nou nogal besonder, ek is mal oor beeldhouwerk, en ons het daar in Pompeii die tyd deurgebring, en die volgende dag 'n paar verdere avonture van daar af gedoen, so in volgende week gesels ons verder daaroor.